Goeiemôre. Ons as Christene het die wonderlike voorreg gehad om so 2 naweke terug die Paasnaweek te vier op ons eie unieke manier. Saam met ander kinders van die Here, die kruis, nagmaal, mense in die opstanding en saam met dit kon ons daarom Paaseiers ook eet wat daarom maar lekker is. Dis nou die tweede week in Paastyd en ek wil vir jou vra, het jy al iemand teëgekom en die persoon groet jou of jy persoonlik groet die persoon en jy kom agter, o, goggies, ek kan nie weet nie lekker meer wat is die persoon se naam nie of kan nie lekker onthou nie. En as jy so rukkie praat dan kom daar dan iets, dan herken jy iets in die persoon. Iets in jou geheue kom na vorentoe. Iets wat jy saam met die persoon gedeel het of 'n storie wat die persoon vertel het of een of ander iets. So herken ons daarom gewoonlik mense wat ons so 'n bietjie vergeet het. En ek maak nogal baie staat daarop. Want ek vergeet baie maklik. En dis dieselfde eintlik met Jesus of nee, nie heeltemal nie. Maar ek wil vir jou vra, waaraan herken jy vir Jesus? Want na Jesus se opstanding lees ons dat hy eers verskyn het aan Maria daar by die graf in Johannes en toe in Johannes 20 vers 19 lees ons daai selfde Sondag wat hy opgestaan het, was dit die aand ook by die disippels en as jy vers 19 gaan lees, die disippels was toegesluit in 'n vertrek, hulle was bang vir die Jode en hulle het al gehoor dat Jesus opgestaan het. Maria het vir hulle vertel en Petrus en Johannes ook. En hulle het gesê die graf is leeg en doeke is opgerol ensovoorts, maar hulle is bang en skielik staan Jesus tussen hulle en hy sê vir hulle vrede vir julle. Hy sê moenie bang wees nie, ek is nie 'n spook nie. Kom kyk hier. Hier's die merke in my hande en ook in my sy en as jy die storie verder lees, kan jy nou ook onthou Thomas was nie daar nie, Thomas wat Didymus genoem is en hulle vertel toe vir Thomas daarna en hy sê nee, as hy nie self sy die spykermerke gesien het en gevoel het en sy hand in Jesus se sy gesteek en hy sal hy nie glo nie. In elk geval, hulle herken vir Jesus aan die merke aan sy liggaam. Hulle weet, ja, dis hy. Waarlik, hy is gekruisig, hier sit die merke en dit moet hy wees. Hy het opgestaan uit die dood. Ongelooflik wonderbaarlik. Dis waarna hulle hom herken aan sy, sê nou maar, die merke aan sy liggaam. Maar hulle herken hom ook aan iets anders. Hy sê vir hulle, vrede vir julle. En dit is mos hoe hulle vir Jesus leer ken het. Jesus bring vrede. Hy wil redding bring. Hy bring verlossing. Hy bring genade. Hy het genees en hy het vir mense wat nie genade verwag het nie, genade gegee. Mense wat nie genesing verwag het nie, het hy genesing gegee. Dit is, hulle erken hom ook aan hoe hy optree, aan wat hy doen. En nog 'n derde ding wil ek uitlig. Hulle herken hom ook aan sy opdrag wat hy vir hulle gee. Hy sê, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Hulle herken hom ook aan sy manier wat hy ons roep en wat hy roep en 'n opdrag gee en wat die Vader se wil vir hom belangrik is. So hy verbind hulle aan die Vader se wil, nie eers aan sy eie nie. Hy gee vir hulle die opdrag. Hy sê, volg julle ook na die Vader, soos wat ek gehoorsaam is aan die Vader. Basies 3 dinge waarna hulle hom herken. Natuurlik die uiterlike tekens aan sy liggaam, die manier hoe Jesus optree en dan die manier hoe hy roep, opdrag gee om die Vader te verheerlik. Dit is dan 'n lieflike manier waarna hulle vir Jesus kon herken. En dit het hulle totale menswees verander. Hulle was nooit weer dieselfde nie. Hulle het gaan getuig van hom en gepraat oor hom. Nou ek wil weer vir jou vra, waaraan sal jy vir Jesus herken? Want ek vermoed elkeen van ons herken vir Jesus op 'n unieke manier. Die Here het iets in jou lewe gedoen, jy het iets beleef, jy het op 'n manier tot bekering gekom, of jy kan dink aan 'n oupa of 'n ouma of 'n pa of ma of iemand wat jou vertel het van Jesus en jy het 'n ontmoeting gehad, jy het jou hart oopgemaak. Waaraan sal jy Jesus herken as hy nou vandag sê nou maar voor jou staan? In iets uiterliks, aan die manier hoe hy al opgetree het teenoor jou, aan die opdrag wat hy vir jou gegee het. Dit is nogal iets om aan te dink. Ek dink daar is 'n paar dinge waaraan ek Jesus sal herken as ek nou moet dink aan my eie lewe en die pad wat ek saam met die Here loop en wat so bevoorreg is dat hy saam met my loop. Kom ons dink bietjie in hierdie week, hierdie Paastyd, oor hoe jy die opgestane Here sal herken. Here, ons dankie dat U opgestaan het uit die dood, dat U lewend is,
Here, en dat U met ons elkeen is, en dat ons elkeen vir U op 'n unieke manier kan herken, vandag en in hierdie week, vir U raak sien en herken. Ons loof U daarvoor. Amen. 'n Baie geseënde tweede Paasweek vir jou.